Goed, ons sluit af vandag met 'n reeks wat ons noem Stukkie 5. Die reeks is spesifiek gefokus wat ons gevoel het die Here wil met ons praat oor ons geloof en hoe kan my geloof staande bly? Nie net vir 'n maand of vir 2 maande nie, maar vir 'n lang tydperk. En ons werk uit hierdie hele gedagte van Romeine 10 vers 17 wat sê die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Hoe ek die woord van God gaan toepas in my lewe en gaan inneem in my lewe, bepaal ook hoe my geloof op die einde van die dag groei. So hoe meer God se woord my realiteit is, my goddelike realiteit is, hoe meer ek God intrek in sy woord in my lewe, hoe groter word my geloof. En ons het 'n klomp goed gepreek en as jy een gemis het, asseblief gaan op ons webwerf, jy kan die preke daar aflaai en luister daarna. Dis belangrik dat jy die goed volg, want ek dink dit is vir jou die moeite werd om dit te volg en dit dan toe te pas in jou eie lewe. So laasweek het ons so klein bietjie gepraat oor God is die antwoord in my en ons het vir jou so 'n lappie gegee om te sê watse areas in jou lewe is daar nog vrae en allerlei goed en jy kan daai lappie vat en gaan inkleer soos wat jy daardie goed beantwoord kry en die vrae wat jy het in jou lewe en jy kan daai preek gaan luister. Vandag, volgende week skop ons met 'n nuwe reeks af wat ons noem Activate. Daar's soveel Christene wat voel, weet jy wat, ek wil iets doen vir die Here, ek wil iets dalk by die werk doen, ek wil iets daar buite doen, maar ek weet nie altyd hoe om my geloof te aktiveer nie. Ja, dit voel vir my so, ek kan nie daai stap vat nie, dit is vir my te moeilik, so ons wil so 'n bietjie kuier rondom, hoe is dit moontlik om 'n verskil te maak, want ons almal is disippels van die Here, nie net ek nie, nie net die voltydse span nie, ons almal is gekies deur die Here om sy disippels te wees, en hy sê in Matteus 28:19, sê hy, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou. So ons gaan 'n bietjie rondom die hele gedagte tyd spandeer. Vandag eindig ons met die hele gedagte van waarvoor vertrou jy die Here met jou geloof? Waarvoor vertrou jy die Here met jou geloof? So as ek na jou lewe moet kyk en ek kyk na waarvoor jy die Here vertrou, dan is dit vir my 'n groot vraag rondom dit waarvoor jy die Here vertrou, openbaar amper die grootheid van jou God. Ek weet nie hoeveel mense hoor jy wat behoeftes het nie, hoeveel stories hoor jy van behoeftes nie, maar daar is baie stories. Ek hoef nie vir jou te vertel die behoefte van die mens daar buite nie, en waar die mense gaan soek vir antwoorde. Hoeveel huwelike val nie uit mekaar uit nie? Hoeveel huwelike is nie op 'n plek waar dit so moeilik gaan nie, nie noodwendig joune wat hier sit nie, maar stories wat jy hoor, waar mense sê, weet jy wat, my huwelik val uit mekaar uit, hulle huwelik val uit mekaar uit, jy gehoor hulle skei nou, het jy nou al gehoor dit gebeur, het jy nou al gehoor dit gebeur, daar's soveel negatiewe stories in ons lewens, mense se finansies, mense wat die Here vertrou vir finansies, hulle vertrou vir hulle huwelik, kinders, dit wat met ons kinders gebeur en die blootstelling wat ons kinders mee moet werk in die samelewing, dit wat na hulle kant toe gegooi word, dit wat hulle waarheid wil die mekaar maak, wat als grys maak. Siektes, mense wat siek word, die groot vrees laat die Chinese, Japaneese siekte hier na Suid-Afrika toe kom en in die skole hoor jy al hoe praat die ouens oor hierdie hele nuwe virus wat 'n slang het 'n bat geëet en hulle het die slang geëet en wat is dit, coronavirus, nee, wat is die ding se naam? Depressie. Mense wat net nie deur hulle depressie kan breek nie. Depressie is een van die grootste realiteite en ek glo ook een van die grootste leuns waarmee die vyand besig is in mense se lewens. So daar is baie goed waarvoor ons die Here kan vertrou. Hierdie lys kan aan en aan en aan en aan en aan gaan. Ek en jy vertrou die Here soms vir van hierdie goed in ons eie lewens, in spesifieke seisoene, en van ons vertrou vir hierdie goed vir ander mense. So ons geloof op die einde van die dag, is die ding wat ek vra vir jou vandag is, waarvoor vertrou jy die Here? Wat is daai goed op jou lys, en nie net waarvoor jy die Here vertrou nie, maar hoe vertrou ek? Want baie mense sê, maar hoe doen ek dit? Hoe gaan ek op die einde van die dag en hoe pas ek my geloof toe, dat ek weet, hierdie goed is die goed en ek vertrou reg, ek vertrou op die regte manier. En ek dink is verskriklik belangrik dat ek
hierdie lekker deurpraat met ons almal, dat ons mooi kan verstaan, maar dis wat die Here se verwagting is. Nou so, voordat ek begin met die hoe, wil ek eers begin by wat is geloof? Nou, hier is 'n stelling wat ek wil maak, en as daar 'n spelfout is, dit is my signature. Spelfoute is my signature. So ek kry 'n paar keer ouens wat my altyd laat weet, jy het daai ding verkeerd gespel. Baie dankie, dit help my, want ek sal dit nooit weer daai spesifieke woord verkeerd spel nie. Maar my vrou het gespelcheck, so ek glo nie daar gaan iets wees nie. Die kennis en ervaring van jou geloof in jou God maak dat die lewe se uitdagings makliker word. Na mate wat jy kennis het van jou God se kapasiteit en jou ervaring en jou geloof binne in jou God se kapasiteit, maak uitdagings baie keer makliker. Maar die probleem is, as jy nie die kennis het van jou geloof in die Here en jou ervaring van jou geloof in die Here nie, dan maak dit berge van klein probleme en soms probleme, wat jy voel jy kan dit nie oorkom nie. Wat sê geloof? Wat sê die woord vir ons, wat is geloof? En dit het jy al 10.000 keer gehoor. Hebreërs 11:1, die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Hy gebruik die woord, en die Bybel is nogals aspres met sy woord keuse. Hy sê dis 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop. Met ander woorde, my verhouding, my huwelik, my finansies, ander mense se huwelike, ander mense se finansies is 'n hoop in my hart, laat daar iets kan gebeur om dit gesond te kry, om dit op te los. Daar's 'n hoop in my hart. Hoop is iets wat 'n positiewe ding na jou lewe toe bring. Hoop is iets wat positief is. As ek weet nie of jy al Kaapstad toe gery het nie, net so voor jy in Kaapstad kom, is daar so 'n lang tonnel wat onder deur 'n massive berg gaan, en as jy so in die derde is, dan begin jy wonder. Sê nou maar, is 'n aardbewing, en sê nou maar, is dit net ek? Lyk my so. En as daai liggie daar is, dan begin jy hoop kry. Dan weet jy, okay, nou ry bietjie vinniger, want sê jy uit. Is daai hoop waarvan hy praat. Dan sê hy, dis 'n bewys van dinge wat ons nie sien nie. Die bewys van wat jy nie sien nie is 'n weird stelling. En hierdie praat hy van geloof, as jou geloof in God so is, dat op die einde van die dag, laat jy goed sien wat nie daar is nie, en mense moet amper vir jou sê, jy is nie lekker in jou kop nie. Jy is nie lekker nie. Dink 'n bietjie deur die Bybel, hoeveel mense moes nie lekker in hulle kop gelyk het nie. Noag was een van hulle. Hulle het verby Noag geloop en sê, Noag, jy het breinvliesontsteking. Groot fout. Eerens het jy harsingskudde opgedoen. Eerens is daar 'n fout met jou, en hulle het hom bespot en vir hom gelag, hier bou hy hierdie groot skip. Dit vir jare nie gereën nie. Jy sien, Noag het 'n verhouding met die Here gehad, en hy het iets beleef wat God vir hom sê, en dit was sy vaste vertroue van 'n realiteit, 'n goddelike realiteit, op 'n aarde waar daar geen realiteit was, waar die aarde vir jou sê, daar's geen wolk in sig in jou bil, jy's getik in jou kop. Jy sien, geloof kan soms maak dat jy nie lekker lyk nie. Hallo? En vir my is dit van julle lyk te normaal vir my. Hier's 'n paar van julle wat nie lekker is nie, maar hier's 'n klomp wat te normaal lyk. Daar's 'n stuk van geloof wat soms vir mense net sê, jy's nie lekker nie. As die menslike realiteit jou God se kapasiteit uitdaag, is hierdie realiteite van wat ons skep en ons behoeftes en al daai goed, dit daag God se kapasiteit uit. Dis wat geloof doen. As dit jou kapasiteit uitdaag, dan maak jy 'n fout. Dan is dit 'n menslike ding wat jy uit jou eie wil en jou eie insig wil probeer oplos. En God sê, laat toe dat die menslike realiteit my goddelike kapasiteit probeer uitdaag. Daar's niks wat God nie kan doen nie. Maar hy gaan nie alles doen nie. En die geloof ding van wat is geloof, is daai vaste vertroue op iets wat ek weet, God het reeds vir my gesê, en ek vertrou hom en ek sien dit al asof dit daar is. Maar God het dit vir my gesê. Dis hoekom hy sê, soek eers die koninkryk van God en dan sal die res vir jou bygevoeg word.
Hy praat van 'n verhouding. Die koninkryk van God, ouens, is in 'n verhouding aan jou geopenbaar. Dis nie 'n stel reëls nie, is nie 'n stel regulasies nie. Dit kom uit verhouding wat jy het met God. Papa God praat met my en dan skep dit geloof en hoop in my hart en ek spreek dit, al is dit nie daar nie, weet ek, dit gaan kom. Want my God het vir my gesê. Sien, as baie goedjies waarvoor ons vertrou wat God nooit gesê het nie. Dan raak ons teleurgesteld in 'n klomp goed rondom dit. Romeine 1 vers 17 praat so 'n bietjie oor jou en my. Hy praat van die regverdige. Hy sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Jy sien jou geregtigheid, dit beteken dat jy sondeloos is, dat jy heilig is, dat jy vlekkeloos is, dat daar geen sonde op jou lewe is nie. Hy sê daardie geregtigheid het gekom deur geloof. Die feit dat ek weet, Jesus Christus het gesterf vir my skuld, my skaamte en my seer en my sonde, en die geloof wat ek het in daai kruis, kom en dit was my skoon van my sonde, en ek weet ek is gered uit genade uit, en uit geloof uit, en dit skep dan geloof vir die res van my lewe. Hoor wat ek nou vir jou sê, en maak dit vas in jou hart. As jy nie die geloof het, dat jy vlekkeloos en rein is deur die kruis van Jesus nie, dan help dit nie, jy vertrou die Here vir ander goed nie. Die grootste geloof wat jy het, is die feit dat jy 'n kind van God geword het. As ek nie 'n kind van God is in my pa se huis nie, dan voel dit vir my, ek's nie 'n erfgenaam nie. Waarvoor vertrou ek dan, as iemand anders 'n erfporsie gaan kry en ek gaan dit nie kry nie? Hallo? Hallo? Dit is so. Maar ons wil die Here vertrou vir 'n klomp ander goed, maar ek is nie werd om sy kind genoem te word nie. Ek wil die Here vertrou vir 'n klomp goed, maar God gaan nie my sondes vergewe nie. Ek wil die Here vertrou vir my finansies en my huwelik, maar weet jy wat, ek dien hom nie eens nie, maar ek wil hom nou so kwaad vir hom, maar ek besef nie ek is sy kind nie, ek is sy erfgenaam. Jy moet God eers vertrou. Vir jou regmaking in Christus. Want dit maak 'n klomp ander goed los in jou lewe. Nou, op die einde van die dag is die vraag, as ek sê, dit is geloof. Vandag is die mense wat die Here moet vertrou vir die feit dat jy dink jy's 'n sondaar. Of jy is dalk 'n sondaar, laat Jesus Christus jou sonde kom skoonmaak, sodat jy sal besef, jy's 'n geregverdige. Jy's 'n kind van God wat heilig is. Daar's van ons wat die Here vertrou vir dit. En dan is daar van ons wat die Here vertrou vir 'n klomp ander goed. Nou, mense wonder altyd, hoe werk dit om God te vertrou vir iets spesifiek? Hoe werk dit? Wat is die beginsels agter dit? Hoe lyk dit op die einde van die dag? En miskien kan ek jou help vandag om 'n paar goed vas te maak in jou hart. Die heel eerste ding is natuurlik skrif. Matteus 7:7 is net na Jesus verduidelik het hoe moet ons bid. Praat hy hieroor en sê hy, vra en vir jou sal gegee word, soek en jy sal vind, klop en vir jou sal oopgemaak word. Maklik. Vra en vir jou sal gegee word, praat van wat? En ek breek hom in 2 dele in. Vra beteken ek het 'n verhouding met iemand om iets te vra. Weet jy wat is nooit vir my lekker as ek iemand so nou en dan sien en hulle kom vra my iets nie. Weet jy wat beteken dit? Hulle gebruik my. In verhouding, as mense verhouding het met my en hulle ken hulle harte en ek ken waarheen hulle gaan en ek het hierdie amazing verhouding en ek sê nie God gaan jou nie help as jy hom so nou en dan vra nie. Maar die verstaan van die koninkryk van God en die verstaan van wat God se plan vir jou lewe is en vir jou vrou of jou man se lewe en jou kinders se lewens kom uit verhouding uit. So wanneer ons praat van vra, dan sê ons vra uit 'n verhouding uit. Dan leer die woord ons. Hy sê in Jakobus 2 vers 4 sê hy, julle het nie want julle vra nie. Jy het nie want jy vra nie, want jy dink dat God nie die kapasiteit het nie, of jy dink ek's nie 'n erfgenaam nie, God gaan nie vir my gee nie. Weet jy wat, daar's so baie Christene wat kla maar hulle bid nie. Daar's so baie Christene wat wil hê maar hulle vra nie. Die heel eerste ding is wat ek vra is, sê Here, as dit U wil is, sal U vir my dit doen. As dit U wil is, sal U dit vir my gee. Sal U
dit vir my na my toe bring op 'n manier. Ek vra U, dis wat ek nodig het. En die Bybel praat, en ons het so rukkie terug gepraat oor jou klere en jou kos en goed. Hy sê, ouens, ek weet wat jy nodig het. Hy goed is vir God vanselfsprekend. As ek sy kind is, dan weet hy ek het klere nodig. Hy weet ek het kos nodig. Maar hier kom hy, die Bybel, en hy sê, vra en vir jou sal gegee word. Nou, hier's 'n ding met Moses. Moses lei die hele volk uit Egipte uit. Ons almal ken die storieetjie baie mooi. En Moses moes die heeltyd God gevra het. Hy moes heeltyd in verhouding gewees het. So Moses in die woestyn, hy sien die brandende bos, hy kom nader, God sê vir hom, trek uit jou skoene. Dis heilige grond, hy trek sy skoene uit en God begin met hom praat en hy sê, Moses, gaan haal my volk uit Egipte uit en vat hulle na die beloofde land toe. En obviously met hierdie ervaring wat hy het met God, hierdie amazing gebeurtenis, gaan hy en hy het 'n oortuiging, want hy het nou net met God gepraat, dis onmoontlik omdat dit nie God was nie. God het nou net vir my sê, ek is oortuig dat God vir my gesê het. Moses was op 'n paar plekke in die moeilikheid gewees. Okay, nou kom ek voor Farao. En wat sê ek vir Farao? Moses sê vir Farao, ek is. As hy vra wat se God is dit, dan sê ek is die God ek is. Hy sê, okay, maar wat gebeur nou? Hulle doen toertjies. Hy sê, okay, vat jou stok en gooi dit voor hom neer. En die stok verander in 'n slang. En die towenaars van Egipte sê, hey, ons kan ook daai toertjie doen, en hulle doen die toertjie. En God se slang sluk hulle slange. Sê maar, gaan Moses na God toe, God, wat moet ek nou doen? En sê, maar nie hoor nie, Moses. Vat jou staf en druk dit in die rivier, en sien jy wat gebeur met die rivier. Okay, haal hulle daar uit. Kom voor die see, die Rooi See. Sê, okay, Here, ek het 1 miljoen mense hier agter my. Hier's 'n see, die helfte van hulle kan nie swem nie. Hulle is nie geleer van kleins af nie. Wat doen ons nou? Sê Moses, steek jou staf uit. Okay, deur die woestyn, in die woestyne, en hey, hierdie ouens is honger. Hoe gee ek 1 miljoen mense kos? Hoe gee ek vir hulle water? Moses was die heeltyd in verhouding met God. Hy het die heeltyd gepraat en God het die heeltyd vir hom instruksies gegee. Verhouding is belangrik. Jesus in die Nuwe Testament, nog nooit 'n wonderwerk gaan doen nie. Hy is by 'n troue, geniet die troue, geniet die dans. Jy het geniet alles en sy ma kom na hom toe en sê vir hom, hey, help hierdie ouens se wyn is klaar. Dis embarrassing. Wyn kan nie ophou, julle weet mos, nee. Wyn moenie ophou op 'n troue nie. Hy moet vloei. Okay. In elk geval. Sy ma tik aan hom en sê vir hom, luister ou bil, help hierdie ouens. En sy ma sê vir die kelners, ja, dankie, sê vir hulle, luister, net dit wat hy sê vir julle, doen dit. En jy sien hierdie verhouding wat die ma met Jesus gehad het, obviously. En Jesus wat dan 'n bevel gee, en hy praat, en hy sê sy woord. Ouens, moenie die Here vertrou vir goed buite verhouding nie. As God met jou praat, dan het hy gesê. En as God gesê, dan het hy gesê. En maak nie saak waar die omstandighede is nie. As God gesê het, die Grieks, as jy dit vertaal, as God gesê het, beteken, hy het gesê. Dis 'n openbaring. Dan dink jy dit was snaaks. Goed, nou het God gesê. Weet jy wat so baie mense sê God het gesê en dan dink hulle dit stop daar. Die tweede ding wat jy nodig het om te weet is dat jy het nodig om te doen. Die soekgedeelte en die klopgedeelte is waar jy 'n aksie toon. Moses het nie gegaan en gesê, okay, God het gesê, dit gaan gebeur en voor daai see gestaan en gewag nie. Hy moes sy staf vat en oor die see uitsteek. Moses het nie voor daai rots gestaan en God, ek meen, imagine dit. Moses, ons is dors. Moses, ons is dors, waar gaan ons water kry? God help. Volk is dors.
Moses, wat jy staf in nee, ek slaan daar, skies nie, nee, ek slaan daai rots. Skies? Dis die duiwel wat nou met my praat. Dis 'n spookstorie. Dis 'n reeks wat kom, spookstories. En hy gaan en hy weet, God het gepraat, want hy het al gesien hoe God praat. Hy het so 'n bietjie teruggekyk en gesien as God praat, doen dit net. Maak nie saak hoe ridiculous dit is nie, God het gepraat. Maar hy het oorgegaan in aksie en elke keer, ouens, was hy gehoorsaam en hy het gegaan. En hy het sy stokkie gevat. En die klippie so getik. En is nie bietjie water wat daar uitgevloei het nie. Hulle sê dit het 'n dam veroorsaak. Jy sien, so baie mense dink, as God gepraat het, kan ek sit en ek kan niks doen nie. Dit gaan gebeur nie. Dis nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid nie. Weet wat? Jesus sê vir die mense, vir die waiter sê sy, net dit wat hy sê. Hulle kon gesê het, hey, is nie lekker nie, hoor. Hulle soek wyn, nie water nie. Hulle kon dit gesê het, maar hulle het gegaan en hulle het hierdie kanne vol gemaak met water en toe hulle dit proe, hulle, dis die lekkerste wyn. Maar daar's altyd 'n oomblik, ouens, van jy's nie lekker nie. Daar's altyd 'n oomblik van nee, wag net bietjie. Daar's altyd 'n oomblik waar ek nodig het om 'n stap te neem en te sê nou vat ek 'n tree op dit wat God gesê het. Maak nie saak hoe dit klink nie, maak nie saak hoe dit lyk nie. God sê ek moet dit doen. Dit vat iets van ons, ouens. God kan praat soos wat hy wil, as jy nie gehoorsaam is nie, gebeur daar niks. God kies om deur ons te werk, God kies om deur my en jou te werk. Dis hoe dit is. Ons aktiveer God se werke, dis hoekom God deur die mens werk. Dis God se keuse gewees om deur jou en my te werk. Weet nie of jy al ooit vis gevang het nie. Het jy al vis gevang? Dis sad. Dis baie sad. Ek het 2 van my kind se stokke, want ons vertrou hom nog nie met groot stokke nie. Maar dis sy kurperstokkies, ons het 'n plaasdammetjie daar by die huis, met nie groter as 1 kilogram karps daarin nie. Visvang is 'n lekker ding. Nou, ek weet dis 'n paar professionele visvangers hier tussen ons, en bierdrinkers. Maar gaan hierdie kurperstokkie vat, jy sal nie glo duur hierdie stokkie is nie, maar, en kan nie glo, hierdie stok het al 1 kilogram karp uitgehaal. Maar, as ek die stok is, ek en jy is hierdie stok, en die lyn en die hoeke is my geloof. Ouens, dan geloof kort iets wat ek sê, ek vertrou die Here vir ietsie spesifieks, moet aan hierdie stok vaskom. Korrek? So, as jy by bronkospruit vang, moet nie laat mense vir jou iets anders te vertel as dat knoffel is die ding. Nie dronkwortspruit nie, bronkospruit. Net vir geskiedenis onthaalwe, dit was dronkwortspruit genoem. Toe verander hulle dit na bronkospruit. Dis regtig. Al die bikers het altyd na die spruit toe gery. En definitief nie kerk gehou nie. So wat ek doen is, ek sit geloof, ek sit iets spesifieks aan my geloof, 'n spesifieke ding soos, ons noem dit 'n grassnyer. 'n industriële grassnyer. Nou, dis nie net 'n grassnyer nie. Want my plot kan nie met 'n gewone grassnyer werk nie, want ek het 2 hektaar gras. Ek kort geloof, want Papa Beer het nie die geld vir 'n industriële masjien nie. Korrek? Moenie worry, as jy skimp nie. Dis 'n getuienis. Ek kort regtig, Here, 'n groot grassnyer.
kwaad wees. Ek mors op sy stage. Mooi Reinhard. Nou, wat baie ouens doen is, hulle sit nooit eens aas. Het jy gesê, geloof lyk weird. Julle het nie geluister nie, geloof lyk weird. It's amazing dat hierdie stokkie dit kan hanteer ook. Baie mense het geloof, maar hulle het nie geloof vir iets spesifieks nie, met ander woorde, hulle sit nooit aas aan nie. En hulle geloof is nooit groot genoeg op die einde van die dag om rarig jou te challenge en actually meer jou God te challenge nie. Maar weet jy wat, so baie keer het ons geloof vir iets, maar wat ons doen is ons los dit op die wal. Jy kom en jy sê, weet jy wat, ek het geloof en ek vertrou die Here vir 'n vrou of vir 'n man of ek vertrou die Here vir 'n grassnyer of ek vertrou die Here vir finansies of ek vertrou die Here vir iets wat ek nie kan noodwendig bekostig of buite my bereik is. En nou sê ek die Here vertrou vir dit. Awesome, nou wag ek. Hey, het dit al gebeur? Nee. Wat doen jy? Ek wag. Awesome. Weet jy wat jy soek? Ja, ek soek 'n grassnyer. Awesome. Wat soek jy nou? Ek soek 'n vrou, 'n man. Awesome. Waar is? Ek weet wat ek soek. Wat moet gebeur? Ouens, ek moet dit in die dam smyt. Staan jy net daar? Hoes nou, ek gaan nie misgooi nie. Sal dit nooit doen nie. Nou gooi ek dit in die dam, ouens. Gooi dit in die regte omgewing. Praat met die Here oor dit. En dan sit ek dit hier. Hey, wag, nie byt nie. En wat kort ek? Kort 'n polisieman. Hoekom? Want ek het geloof, ek het hoop dat dit gaan gebeur. Ek gooi dit nie net daar en ek wag en ek herinner nie. Ek herinner myself. Ouens, wat nou gebeur is buite beheer. Ek kan nie onder die water nie, ek kan nie die vis vat en hom daar, dis net cheat. 'n Duiker kry en dan hak hy hierdie groot karp en dan wen jy hierdie kompetisie, nie? Luister. Hierdie is die manier. Nou kan ek God vertrou. Wat het ek gedoen? Ek het geloof, ek het aas aan die hoek gesit en ek het uitgegaan. Ouens, en ek het begin my aas uitgooi op die regte plekke. Regte plekke. Weet jy wat, ek die ander dag, en dis regtig so, ons het so Dixon grasnertjie daar by ons. Baie duur, ons het saam met die plot gekoop en my gras staan letterlik so. Nou het ek net 'n weed eater want hy het gebreek en ons kan hom glad nie regmaak nie. Die Amerikaners maak nie meer die part nie. Geen ingenieur kan my help nie want sy klats is so 'n ronde ding en alles. Nou het ek 'n grasnyer. As ek ek gaan quotes kry, ek gaan Google OLX grasnyer. Ek kan nie 'n gewone grasnertjie koop nie want hy gaan nie 'n dag hou nie. Nou kry ek hierdie quotes en ek praat met die Here. Ek sê Here, ek vertrou U vir dit. Ek vertrou U vir 'n grasnyer. Want ek kan dit nie bekostig nie. Julle sal my nie glo nie, ouens. Iemand wat nie weet van die situasie nie, bel my en sê, hoorie man, ek het nog nie vir jou verjaarsdag geskenk gekoop nie. Ek voel ek moet vir jou 'n grasnyer koop. Ek sê, is great, ek het 'n elektriese grasnyer. It's not gonna work. Hy sê nee, ek sê vir hom, okay, wat sê budget waarna ek moet kyk? Hy sê nee, vat R20,000. Ek sê cool, ek kan met R20,000 'n grasnyer koop. Ouens, ons vertrou die Here vir werk, ons vertrou die Here vir alles, maar ons gaan nie uit en gaan soek dit nie. Ons sit, want ons is moedeloos want dit gebeur nie. Jy moet uitgaan en aanhou op God se woord reageer, dit in die water gooi, die polisieman aansit en sê Here, nou is dit in U hande. Ek het gedoen wat ek kan. Ek het
doen wat ek kan. Ek weet hier sit baie mense wat die Here vertrou vir baie goed. 1, die Here wil vir jou sorg. 2, hy wil vandag vir jou sê, as jy lui is, die Here sê, gaan na die muur luiaard. Moenie as jy lui is, dink goed gaan gebeur vir jou nie. Tweedens, moenie kort paadjies soek nie. God wil jou leer wie hy is. Hy wil nie net vir jou goedjies gee nie. God wil jou leer hoe amazing groot hy is en hoe tydig hy is. Want hy is nooit laat nie. Hy wil jou ook leer oor die goed wat hy nie wil hê jy moet hê nie. Maar moenie God vertrou en hier op die wal sit met al jou goedjies. Gaan uit en vertrou regtig die Here vir waarvoor jy hom soek. Ek wil vir jou laaste skrifvers lees in Matteus 16 vers 8. Hy sê, maar Jesus het dit opgemerk en vir hulle gesê, wat redeneer julle onder mekaar, klein gelowiges, dat julle geen brood saamgeneem het nie? Begryp julle nog nie en onthou julle nie die 5 brode van die 5000 en hoeveel mandjies vol julle opgetel het nie? Of die 7 brode van die 4000 en hoeveel mandjies julle opgetel het nie? Jesus kom praat met sy disippels en sê, ouens, hoe lank is ek al by jou? Wil jy nie 'n bietjie terugkyk en gaan kyk, wat het ek al gedoen, sodat dit vir jou sal geloof gee vir die toekoms nie? En God sê vir ons, ouens, kyk bietjie terug. Kyk bietjie, wat het ek al vir jou gedoen, want dit bou jou geloof, dit bou jou getuienis, bou geloof. Jy het nodig om getuienis te gee oor hoe groot God is, ten spyte van die berg wat jy sien. En God sê, kyk bietjie, die goed wat jy soms dink, jy het jou eie uitreg gekry, God het jou die vermoë gegee om dit te doen. En daar's soveel meer wat God vir jou wil doen en deur jou wil doen. Hoekom? Sodat God verheerlik kan word. Jy het nodig om vir mense te begin vertel hoe groot en hoe amazing God is. Kyk wat het die Here vir my gedoen. En as hy dit vir my gedoen het, kan hy dit vir jou ook doen. Waarvoor vertrou jy die Here? Want waarvoor jy die Here vertrou is 'n verklapping van hoe groot jou God is. Ek wil dit weer vir jou sê. Dit waarvoor jy die Here vertrou is 'n verklapping van hoe groot jy dink jou God is. Net by the way, as ons nie die Here kan vertrou vir ons land nie, dan sê ons God is te klein. As jy nie die Here kan vertrou vir goed in jou lewe nie, en regtig gehoorsaam sal wees in verhouding met wat hy vir jou sê om te doen, ouens, dan is jou God te klein, of jy verstaan nie wie hy is nie. En God is nie klein nie. Ons verstaan van sy hart is soms klein. Ek weet nie waar jy is nie in terme van vanoggend se boodskap nie, en jy kan maar die dam neersit. Ja, Shame, sit hom maar net neer. Ek sien jy gaan nog 'n rukkie daar sit. Nee, laat dit nee, waar hy styf is. Ja, nie my geloof verloor hier nie. Sê. Papa is reg. my stiefpa het hom altyd gekap, hardloop is so 10 meter terug. En as hy stil staan, was die vis klaar op die wal. Hy sla hier, moenie worry nie, hy kan terugkom. Waak ons 'n halfuur vir hom. In die Vaalrivier. Waarvoor vertrou jy die Here? Waarvoor? Die Here sê jy het nie want jy vra nie, en jy's nie in verhouding nie. En die Here wil jou encourage, die Here wil vir jou regtig soveel goed doen. Hoekom? Sodat hy kan wys hoe amazing hy is. Vir jou, en ook hoe amazing hy wil wees vir ander mense. Ek hoop vanoggend stimuleer jou regtig om die Here te vertrou vir meer in verhouding. En ek hoop ook dit stimuleer jou om te vertrou vir ander mense om jou. Amen. Ek wil hê jy moet net vanaand daar waar jy is aan een ding dink. Net een ding waarvoor jy die Here wil vertrou.
Wil jy nie as jy so iets het nie, waarvoor jy die Here vertrou, soos vinnig dit in jou hand sit. Maak asof dit in jou hand is. Dit sit toevou, waarvoor jy die Here vertrou. Jy hoef nie deel te neem as jy nie wil nie. Maar net dit toehou so, en ek wil vir jou gebed doen oor dit, en dan gaan ons afsluit met net 'n plek waar jy net vir die Here kan sê, dankie vir geloof. Dankie dat ek gered is, en dankie dat ek U kan vertrou vir dit wat ek nodig het, en dit wat ander mense nodig het. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons ver oggend na U woord kan luister. Dankie dat die Heilige Gees die woord lewend maak in ons harte. Dankie Here, laat geloof in ons harte opspring vir die onmoontlike. Here, as U gepraat het, gebeur dit op die regte tyd. Maar help ons om gehoorsaam te wees, om ons lyne in die water te gooi. Om die aas aan die hoek te sit en te sê, dis waarvoor ek U vertrou. En dan geloof te hê om te sê, U het gesê, daarom het ek ingegooi. Dankie Here, dat U 'n amazing God is en dat daar niks onmoontlik is vir U nie. En waar daar twyfel is vandag in mense se harte, bid ek dat U waarheid dit sal kom verwyder in die naam van Jesus. Dankie Here, dat ons volkome kan glo in U kapasiteit. En dat U vir ons wil gee wat U wil is en ook wat ons begeertes is. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. En amen. Jy kan opstaan en ons gaan net een liedjie verder sing, en hoekom ons dit doen is om jou 'n oomblik te gee om net met die Here te connect en te sê, Here, dankie vir die woord in my hart.